Goeiedag en welkom by ons Sondagdiens. Net hier vanuit Volle Kerk Lewende Woord Gemeente in Perm. Ons is dankbaar dat jy ingeskakel is om saam met ons die woord van God te verken. En soos altyd vra ons vandag, wat sê die woord van God vir ons in hierdie dag? In 'n wêreld vol onsekerheid en onrus, vra mense reg oor die wêreld, wat gaan aan? Is ons regtig in die eindtye? En wat beteken dit vir my geloof en my toekoms? So, ek het opwindende nuus. My boek, Hoe om te navigeer deur die eindtyd, is nou landwyd beskikbaar by al die toonaangewende boekwinkels, soos Exclusive Books, Bargain Books, P&A, Wordsworth en vele meer. Met meer as 360 vrae en antwoorde bied hierdie boek Bybelse insig oor kwessies soos die konflik in die Midde-Ooste, is dit profeties? Is die Israel van vandag dieselfde as die Israel van die Bybel? En watter eindtyd profeseë sien ons vandag reg voor ons oë afspeel? Gaan kry vandag jou kopie of vra jou boekwinkel om dit vir jou te bestel. Dit sal binne enkele dae op jou rak wees. En as jy Engels verkies, goeie nuus. Ons Engelse weergawe van die boek How to Navigate to the End Times is nou ook beskikbaar landwyd. En ons het ook 'n Engelse YouTube-program genaamd Did You Know op ons nuwe Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings. Elke donderdag aand om 7:00 gesels ons daaroor Bybelse waarhede soos wat sê die skrif oor die eindtye, die Israel-Palestynse konflik en die geestelike betekenis van wêreldgebeure. So teken gerus in op ons Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings en wees deel van hierdie kragtige reis deur die eindtyd profeseë. Maar nou, laat ons stil raak, ons harte oopmaak en ontvang die woord van God. Wees geseënd. Baie welkom. Nou, wie wil hoor op 'n Sondag aand die boek Klaagliedere? Ek wil hoor. Maak asseblief oop daar in jou Bybel, Klaagliedere, as jy jou Bybel hier het. Klaagliedere. En ek preek ons nou al baie Sondae aande nou. Ek doen 'n hele reeks oor die boek Klaagliedere. En toe die Here dit op my hart lê, sê ek, Here, asseblief net nie dit kan nie wees nie. En maar wat 'n wonderlike paar maande het ons al gehad in die boek Klaagliedere. Ek kry mense van ons YouTube gemeente, ons aanlyn kerk wat vir my sê, hulle kan nie meer wag vir 'n Sondag aand vir die volgende gedeelte uit die boek Klaagliedere nie. So vriende, ek lees vir jou en ons is nou al ver gevorder. Ons is by Klaagliedere hoofstuk 3 en ek lees van vers 37 tot en met vers 54. Wie spreek daar en dit gebeur? Het die Here dit nie beveel nie? Gaan uit die mond van die Allerhoogste nie kwaad sowel as goed nie? Wat klaag 'n mens in sy lewe? Laat elkeen klaag oor sy sondes. Laat ons weer naspeur en deursoek en ons tot die Here bekeer. Laat ons hart saam met die hande ophef tot God in die hemel en sê, ons het oortree en ons was wederstrewig. U het nie vergewe nie. U het in toorn gehul en ons agtervolg. U het gedood sonder verskoning. U het uself in 'n wolk gehul, sodat daar geen gebed kon deurdring nie. U het ons 'n uitvaagsel en 'n wegwerpsel onder die volke gemaak. Al ons vyande het hulle mond teen ons oopgerek. Skrik en kuil het ons deel geword, ondergang en verbreeking. En nou sê Jeremia die profeet, want hy bid namens Jerusalem en Juda wat in verstrooiing is, in tempel en alles wat vernietig is, en hy sit daar by die noordelike muur in Ween. Dis hoekom hy Klaagliedere daar sit en skryf.
En hy sê, my oog loop af in waterstrome oor die verbreeking van die dogter van my volk. My oog vloei rusteloos weg sonder ophou, totdat die Here uit die hemel neersien en aanskou. My oog gee my pyn oor al die dogters van my stad. Hulle het my soos 'n voël rondgejaag, die wat sonder oorsaak my vyande is. Hulle het my lewe in 'n kuil tot niet gemaak en klippe op my gegooi. Water het oor my hoof gestroom en ek het gesê, dit is klaar met my. Dit is verby. Vader, ons kan in ons geestesoog sien hoe die gebroke man van God, Jeremia die profeet, daar sit buite die stad, buite die stikkende mure, die paleise wat vernietig is, die tempel wat tot niet is, die priesters wat gedood is, die dogters van die stad wat verkrag is, swanger vroue wat oopgesny is, mense wat gesterf het en die diere van die veld, dat hulle lyke kom vreet. En hy sit daar en sidder en bewe. En hy bid en hy roep tot die God van die hemel. Hoekom die Here sulke dinge toegelaat het? Die verbreeking van sy volk. En hy skryf sy woorde neer met 'n gebroke hart. Ons kan dit vanaand lees en oënskou neem. Die woord sê in 1 Korintiërs 10, alles wat Israel oorgekom het, is opgeskrywe as 'n voorbeeld en 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. Here, leer ons, ook uit wat daar gebeur het, met die man van God, leer ons vanaand. Wat wil U vir ons sê, Here? Breek vir ons hierdie woord oop, in Jesus kosbare naam. Amen. Ek dink as jy die hele boek, en ek het hom al baie deurgelees, as jy die hele boek lees, jy kan nie anders as om te besef, as jy Daniël gelees het, en jy het klaagliedere gelees, dan het jy hierdie besef in jou, God is soewerein, en hy doen wat hy goed dink, en hy sê altyd wat die mens wil hoor en weet. Ek bedoel, ek wil met jou praat oor elke Christen behoort te weet, dat God regeer en hy is soewerein. En jy sal net te verstaan hoekom ek dit sê. Want ek bedoel, na alles wat Juda deurgemaak, onthou Juda is die suidelike koninkryk, daar waar die tempel is, en nou is hulle weg in ballingskap. Daniël is daar in die paleis van koning Nebukadneser. Esegiel is daar in die vlaktes by die bandelinge. Jeremia is almal tydgenoot, hulle leef, hulle is in dieselfde tyd, terwyl Daniël in die paleis sit van die koning Nebukadneser, en hy sy hoofraadgewer is, en Esegiel die profeet, daar in die vlaktes is, by die ballinge, sit Jeremia in Jerusalem. Hulle weet van mekaar. Daniël weet van Jeremia, weet van Esegiel. Daniël en Jeremia fokus op die soewereiniteit van God. En dis 'n ding wat mense nie altyd wil hoor en weet nie. Want ek bedoel, wanneer jy in die hemel kom, sal jy dit erken. Inteendeel, ek kan nou al vir jou sê, wat se lied, ek weet jy in die hemel gaan sing wanneer jy daar kom. Wanneer die groot verdrukking op die aarde aanbreek na die wegraping, dan sê die Bybel, sal ons die verlostes wat in die hemel is, by Openbaring 5 is ons klaar daar, staan daar in Openbaring 5 vers 13,
Behalwe dat vers 19 sê, ons sing 'n lied in die hemel en sê, U is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek. Dis 'n lied wat ons in die hemel gaan sing. Sê Openbaring 5 vers 13, dan gaan 'n oomblik aanbreek, wanneer elke skepsel, elke mens wat in die hemel is, selfs die wat op die aarde sal moet erken, en hulle sal sê, aan hom wat op die troon sit, die God van die hemel, wat op die troon in die hemel sit, en aan die lam, Jesus Christus, so aan Vader God wat op die troon sit, en aan die lam, kom toe die lof, die eer, die heerlikheid, die krag, tot aan alle ewigheid. Jy sal erken, God is God. Ons is maar net sy skepsel in die werk van sy hande. Hy is die skepper. So, Jeremia het hierdie oortuiging, alhoewel alles flenters is om hom, God wat in die hemel is, steeds sit op die troon. Hy regeer. By hom het niks verander nie. Niks by God het verander nie. Hy is in die hemel en hy regeer. En nou sê in vers 37, wie spreek en het gebeur, het die Here dit nie beveel nie? Kyk wat gaan uit sy mond uit. Wat klaag 'n mens in sy lewe? Laat elkeen klaag oor sy sondes, want ons kan letterlik vra, hoe is God se soewereiniteit van toepassing op jou en my lewe? Hoe moet ek dit verstaan? En ek het 'n paar gedagtes. Ten eerste, niks gebeur sonder God se kennis en toelaatbare wil. Hy weet alles, van begin tot einde. Jou geboortedag en jou sterfdag. En selfs wanneer dinge in jou lewe verkeerd geloop het, en ons het gedink, waar was God toe dit gebeur het? Dis sy toelaatbare wil. Beteken nie dat dit was sy wil per se, dat daai sekere goed moet gebeur nie, maar dis onder sy toelaatbare wil. Die Babyloniërs, hulle het gesê, ons gaan Jerusalem flenter slaan, ons gaan julle stad inneem, ons gaan julle vernietig. En hulle het dit gedoen. Wat hulle gesê het hulle gedoen. En ons vra, hoekom het dit gebeur? Was dit omdat hulle so gesê het? Of was dit omdat God dit toegelaat het? God het dit toegelaat. Die Here sê, ek wek die Babyloniërs op, die Galdeërs, om te kom en julle te vernietig, want julle het nie na my geluister nie. Die Here sê, ek stuur hulle. Ek wek hulle op, ek gaan hulle teen julle stuur. So die antwoord is, het hulle dit gedoen, omdat hulle gesê het, hulle gaan dit doen. Nee, God het gesê, ek gaan hulle gebruik om dit te doen. Daar sien jy soewereiniteit van God. Ek bedoel, toe die Syriërs sê, die Arameërs, ons gaan dieselfde met julle doen. Toe sê die Here, ek het nie gesê julle moet dit doen nie. En engel van die Here trek die aand uit en die Bybel sê, en ek gaan so deur die leermag, een engel, met 'n ontblote swaard, en toe hy klaar is, toe volgende oggend, toe is daar 185.000 Assiriërs dood, toe slaan een engel hulle almal dood. Want God het nie gesê hulle moet dit doen nie. Hy is God. Hy kan enigiets doen. So ons antwoord is, die soewereine God. Hy het dit toegelaat, hy het dit selfs beveel. So ek en jy moet erken, die Here is op die troon, hy kan doen wat hy wil. Daniël die profeet het gesê, God terug op en hy slaan neer. Ek lees toe in Psalm, in die 33ste Psalm, in vers 9, hy, God in die hemel het gespreek, en dit was. Hy het gebied, en dit staan. God spreek, en dan is dit so. Hy beveel, en dit staan vas. Dis omdat hy soewerein is. Hy kan dit doen. So die 115de Psalm, in vers 3, gaan so ver as om te sê, in vers 2 sê, die heidene sê, waar is julle God? Waar is dan julle God? Vers 3 sê, hy antwoord die psalmis, hy sê, onse God is tog in die hemel, en hy doen alles wat hom behaag.
Hy is soewerein. Hy doen alles wat hom behaag. Nou, gebeur dit, ons beleef ongelukke. Dinge kom oor ons lewe wat ons nie wil hê nie. Frats gebeurtenisse, katastrofes, aardbewings, verspoelings, tsunamies, en dan maak ons nog foute en flaters ook. Maar ons is kinders van die Here. Ons weet diep in ons eie hart. Elke gelowige wat die Here vrees en sy woord ken, hy weet in sy hart, diep in sy hart. Romeine 8 vers 28. Alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. Maak jy nou vir jou sin nie? En hoekom moes dit nou gebeur het? But at the end, God has a plan. Jy sien dit nie nou nie, jy verstaan dit nie, but still, as jy hom liefhet, en jy weet dat hy jou liefhet, alles op die einde gaan ten goeie meewerk. So, Christene weet, niks gebeur sonder God se toelaatbare wil op die einde van die dag. Hy laat dit toe. So vir my is dit die eerste punt, Jeremia, wat jy vir ons wys. Die tweede ding wat hy vir ons wys, dit is God homself wat alle dinge beveel. Hy is in staat om te spreek en dan gebeur dit, want hy sê in vers 38 van Jeremia, luister mooi wat sê die 38ste vers, uit die mond van die Allerhoogste, hy sê, daar kom kwaad en goed. Maar kom ek iets vertel. Dis die maklikste ding in die wêreld, vir God se kindertjies, vir my en jou, om wanneer dit goed gaan met ons, te erken en te sê, die Here is soewerein en die Here is goed. Ek wil ons het, die leier het vanaand vir ons gesê, kom ons sing, God is good, en ek stem saam, God is good. Dis wanneer dit goed gaan met jou. Wanneer jy veilig seil op 'n rustige seewater, en die waters om jou is rustig. Maar die kwaad, vers 38 sê, en wanneer die kwaad kom, wanneer dit gebeur, wanneer die lewe se golwe oor jou slaan, en die seile is stikkend, en wat oor jou losbreek dreig om jou te laat ondergaan, en jy besef, as die Here my nie nou help nie, jy is besig om te vergaan, erken jy nog steeds dat God is soewerein? Sê jy nog steeds, God sit op die troon? In die aangesig van weelde, is dit maklik om te sê, kyk hoe goed is die Here. En as dit armoede is, wanneer jy suksesse behaal in die lewe, dan sê jy, God is goed. Maar as daar teleurstellings is, en dinge het nou nie uitgewerk nie, of wanneer jy skielik eensaam is, en jy het niemand by jou nie, sê dit nog steeds. Selfs in lewe en dood in die aangesig daarvan, sê ons nog steeds, alles is in die Allerhoogste se hand en God regeer nog steeds oor alles. Want jy sê, die geval van Job, toe dit met hom gebeur, kyk, dit het goed gegaan in Job se huis. Ek bedoel, ek hoef dit nie vir te vertel en jy weet dit. Die Bybel sê hy was een van die rykste manne in die ooste, hoeveel beeste en kamele en slawe. Ek bedoel, jy kan maar net, gaan lees Job hoofstuk 1 en 2, dat jy sien in Job 1, hoe ryk was die man. Terloops, jy kan die laaste hoofstuk 42 gaan lees, dat jy weer lees wat met hom gebeur het. Maar hier's die ding. Dit het so goed in sy huis gegaan. Hy het brood gehad vir die armes. Almal het hom toe gekom vir wysheid. Hy het vir almal gehelp. Hy was altyd daar. Jy moet, as jy gaan lees, gaan jy dit nou sien. Maar die dag, toe hy op 'n ashoop sit, en hy het swere van sy hoof tot sy voetsole, en hy juk, en sy vrou wil nie naby hom kom nie, en hy sit daar op die ashoop, en hy het 'n pot skerf in sy hand, en hy juk so, hy sit en krap in die sig, kom uit al die swere uit, en hy sit net daar, en sy familie staan ver weg, en kyk, wil nie naby hierdie siek man kom nie, en hy sit en hy krap homself so met 'n pot skerf waar dit juk. Kyk sy vrou hom so eendag, en sy sê vir hom, Job,
Volhard jy nog in jou vroomheid? Vloek God en sterf. Jou Bybel sê seën God en sterf. Maar dit was 'n wyse van spreek om te sê, maak 'n einde aan alles. Sterf man. Maak klaar met die lewe. En hy sit daar op sy hoop en hy krap so homself. Hy sê, vrou, jy praat soos 'n dwaas. Hy sê, toe die goeie gekom het, het ons dit van God aangeneem. Toe dit met my goed gegaan het, sal ons nie ook die slegte aanneem nie. En Job het by alles nie met sy lippe gesondig. So staan dit in Job 2 vers 10. Hy sê, vrou, jy's 'n dwaas. Gaan jy God net loof en prys wanneer dit met jou goed gaan? En as die Here nie vir jou goed is, dan sien die kerk jou nie, en die bidkamer sien jou nie, en jy sien nie die Bybel nie, en jy bid nie. Dit het my maar weer laat dink aan hierdie Psalm 57 vers 2. Nou bid die psalmis Dawid. Wat sê Dawid vir die Here? Hy sê, ai Here, hy sê, is op Psalm 57, hy sê, wees my genadig, o God. Toe dit nou, dinge is nou verkeerd daar by hom. Wees my genadig, want hy vlug nou weg van Saul. Het gaan moeilik met hom. Hy sê, want by u het my siel geskuil. En in die skaduwee van u vleuels sal ek skuil, totdat die onheil verbygegaan het. Dis wat jy moet doen. Wanneer die onheil kom onder God se skaduwee. Pastoor Quintus, jy en Pastoor Adrie, jy ook, julle ken mos vir Pastoor Mac Haywood, van P, my vriend, al van meer as 35 jaar. Hy het al baie gepreek by ons, as hy met vakansie gekom het Kaap. Ek en hy het 'n baie wonderlike verhouding gehad, al die jare saam, die Here saam gedien. En hy sê eendag vir my, hulle, die familie, het 'n plaas gehad in Camperdown, Pietermaritzburg, was 'n stuk grond op 'n plaas. En hy sê, nou dit so gewerk, as daar 'n brand sou uitbreek, dan daai jare, dan in die boere met die CB's, kan jy dit nog onthou? Voor die telefone, het hulle met mekaar gepraat en gesê, by Gert se plaas is daar 'n brand. Dan kom almal met bakkies aangejaag en met die werkers met lappe, nat lappe en met water en dan help hulle die plaas. En oormôre of ander dag hoor hulle van die wind kan soms sterk wees en hoor hulle daar's weer 'n vuur en dan so help die boere mekaar. Hy vertel my 'n storie wat ek nooit sal vergeet nie. Hy sê op hierdie een betrokke plaas het die vuur uitgebreek en dit het gebrand. En soos dit maar is, as die brand weg is, dan sien jy maar daar smeel nog 'n ding, dan loop jy en jy skop die ding, net om te sien, jy weet dat die stuk hout moet oopval, dat ons kan sien, moet ons hom nog nat maak of wat, of daar's nog 'n ding wat pla, en dan skop hulle die ding om, en so, maak hulle net seker dat, jy nou nie later weer 'n vuur uitbreek nie. Hy sê, een van hulle het so geloop, en toe hy so skop, toe skop hy 'n visant, wat verkool is, skop hy so oor, en onder, toe sit daar kleintjies wat so regop spring. Toe die vuur die hele land verbrand, en die mamma, toe sy die onheil sien kom, toe gaan sit sy so op haar kinders, en sy het verkool, om hulle te beskerm, maar hulle het oorleef. En hy pik swart veld. Van daai dag af, wanneer ek Psalm 90 en 91 lees, jy sal skuil onder die vleuels van die Allerhoogste God, wil ek vir jou sê, dis die plek om te gaan.
as jy net onder sy vleuels kan kom. En hier sê hy sê Dawid sê, as ek maar net onder u vleuels kan skuil, totdat die onheil verbygegaan het. Dis wat jy moet doen. As jy teëspoed in die lewe kry, moenie weghardloop van God nie. Soek hom. Soek hom. Hardloop na hom toe. Kom onder sy vleuels. Hy sal ons beskerm. En dis vir my so aangrypend, dat God is soewerein. Hy sal ons nooit begewe of ons verlaat. Jy sien, en die ding wat ons nie met God moet doen nie, my laaste punt wat ek oor praat met jou is, jy moenie probeer met God 'n argument aan te knoop nie, want jy gaan nie wen nie. Het jy al probeer om met die Here argument aan te gaan? Hy sê in vers 39, Jeremia, hy sê, wat klaag 'n mens in sy lewe? Waaroor wil jy kla? Wat wil jy by die Here gaan huil? Hy sê, as jy wil kla, gaan kla oor jou sondes. Hy sê, gaan kla bietjie daaroor. Want jy sê, hier's my punt. Sondaars, kom ek iets vertel. Ongelowiges, as daar iets fout gaan in hulle lewe, dan draai hulle en sê hulle, kyk wat het God gedoen. Het jy dit al gehoor? Skielik, wanneer hulle moeilikheid het, dan word God blameer. Maar weet jy ergste van alles? Die God wat hulle beweer, hulle nie glo, wat nie bestaan nie, nou begin hulle hom blameer. How funny. Hulle murmureer teen die Here. Hulle hou hom selfs verantwoordelik. Hulle sal sê, hoekom sterwe babas? Hoekom het my kind omgekom? Hoekom het dit met my kind gebeur? Hoekom het ek my werk verloor? Hoekom is my gesondheid daarmee heen? Dan wil hulle God blameer. Hulle blameer hom vir alles wat verkeerd gaan in hulle lewe. Jeremia sê, as jy wil gaan kla by God, gaan kla oor jou sondes. Gaan vertel dit vir die Here. Wat verbasend is, soms kan liewe Jesus se kindertjies ook dit doen, hoor. Dan begin hulle die Here bevraagteken. En in hulle hart heimlik, om eintlik te begin blameer oor, hoekom het hy dit toegelaat, wat gaan nie aan? En Jeremia, hy sit daar, en hy wil hê dat die mense van Juda, in Jerusalem, hulle moet weet, baie van die dinge wat nou hier gebeur het julle oor julle self gebring. Julle. Hy sê, wat klaag 'n mens? Dat hy klaag oor sy sondes. Jy sien, wanneer ek en jy versoek word, om teen God te murmureer, of selfs te argumenteer, het ons nodig om net weer tot ons sinne te kom en te besef, opnuut te besef, dat God is lief vir ons. Dis nie sy wil om ons te straf en ons seer te maak asof dit vir hom lekker is nie. Want wat verstaan jy nie van Romeine 5 vers 8 dat toe ons nog sondaars was, het God uit liefde vir ons sy seun gestuur. Toe jy nog sleg was, toe jy nog 'n sondaar was, het hy dit al gedoen. Wat verstaan jy nie van Romeine 8 vers 28, dat omdat hy ons lief het, alles werk ten goeie mee? Wat verstaan jy nie van Romeine 8 vers 38 en 39 wat sê, ek is versekerd geen dood of lewe of teenwoordige toekomende dinge, hoogte, niks sal my skei van God se liefde. Wat is daar van dit wat jy nie verstaan nie? Ek bedoel, toe Job sit en murmureer, toe sê die Here vir Job, daar in Job 40, die 40ste hoofstuk, die Here sê van Job, kom hierso, gord jou om jou heupe, hy sê, kom hierso, trek jou klere aan, maak nou jou gordel vas,
Hy sê, en dan kom staan jy voor my. Ek wil jou ondervra, en ek wil jou onderrig. Hy sê, jy wil met my praat. Hy sê, kom staan hier voor my. Hy sê, wil jy werklik my reg verbreek? Dink jy ek is onregverdig? My oordeel, dat jy gelyk kan hê. Dink jy weet beter as ek? En die Here trek daar los. Hoofstuk 40 en 41. Nou kan jy gaan lees, wat die Here alles vir hom vra. En toe die Here alles klaar gevra het vir Job, toe sê hy, toe die Here klaar, toe sê Job, in Job 42, hy sê, Here, ek weet, dat U alles kan doen, en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Ek weet het. Hy sê, Here, nou, ek herroep, ek trek my woorde terug. Ek het berou, en ek gaan sit in stof en as. Vergewe my, dat ek die bevraagteken het, dat ek getwyfel het. En nou sê Jeremia, as jy eers daai pad met die Here gestap het, nou sê hy, luister, dan moet jy maar bekeer van jou dinge. Hy sê dan, in vers 40, laat ons naspeur en deursoek, en ons tot die Here bekeer. Ons moet na God toe draai. Ek weet nie of jy hierdie vers al ooit in jou lewe gelees het. Maar was my so aangrypend, toe ek het nou weer sit en lees die week. Joël 2 vers 13. Toe die Here sê, deur sy profeet Joël vir die mense, hulle is dieselfde storie, is dieselfde mense. Die Here sê, skeer julle hart en nie julle klere nie. Moenie staan en net jou klere skeer nie. Skeer jou hart. En bekeer julle tot die Here. Want hy is genadig, barmhartig, lankmoedig, groot van goedertierheid en een wat berou het oor die onheil. Bekeer jou tot die Here, draai na hom toe. Gaan na die Here toe. Ek wil vir jou sê, daar is 'n plek waar jy kan gaan, ek en jy. Ons kan na die Here toe gaan. Ons kan na hom toe vlug. So Jeremia, toe hy dit nou gesê het, toe sê in vers, hy is van mening, hy sê, kom ons ondersoek die saak, en dan wend ons na die Here toe. En hy sê in vers 41, dan ons hande ophef tot God in die hemel. Gaan in jou binnekamer en steek jou hande op na die hemel en sê, Here, help. Hy sê die waters het oor my hoof gekom, vers 54. Ek het gesê, dis klaar met my. Ek sien nie meer uitkomste nie. Wat moet ek doen? Waar moet ek heen gaan? En dan sê in vers 50, vir my is die antwoord hier, totdat die Here uit die hemel neersien en aanskou. Hy sê, Here, kyk wat gaan aan. Here, kyk na hierdie situasie. Kyk wat gaan hier aan in my lewe. Kyk wat gaan hier aan by my. So, waar is ek en jy as gelowiges dit nou kom? Onthou, hy het geleef in die tyd voor Jesus. Hy het nie Jesus geken nie. Hy het nie die Nuwe Testamentiese Bybel gehad. Maar ek en jy dit. So waar staan ons nou waar Jeremia nie was nie? Hy het geweet van Jahwe, die verlossingsgod wat in die hemel woon. Hy het nie van sy seun Jesus geweet. Die skrywer van die boek Hebreërs sê, kom ons vestig ons oë op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Ons het iemand na wie ons kan kyk. Hou op om te kyk na die ander dinge en kyk na Jesus. Nee. En dan is dit vir my so kosbaar, wanneer die Hebreërs skrywer sê, so wanneer hierdie goed gebeur, hierdie dinge wat ek en jy sê, maar hoekom laat die Here dit toe? Hy sê, hy wil hê ons met sy heiligheid deelagtig word. Hy sê, nou lyk dit nie 'n saak van blydskap, maar van droefheid. Dinge werk nou nie heeltemal so uit nie. Hy sê, maar later lewer dit 'n vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Die Here berei jou voor vir die pad vorentoe. En toe sê hy hierdie woorde.
Het my so aangegryp, elke keer as ek dit lees. Hy sê, kyk, ons het hier te doen met wankelbare dinge en onwankelbare. Hy sê, ons het hier met twee dinge te doen. Ons stryd, vriende, jy moet verstaan wat ek nou vir jou sê. Ons stryd, wat ons nou het, is net op die aarde, nie in die hemel nie. Jy gaan nie in die hemel 'n stryd hê nie. Jy gaan nie in die ewigheid ooit weer een keer in jou lewe 'n stryd hê nie. Dis hier. Dis nie daar nie. So terwyl ek my stryd op aarde hier het, sê hy, die Hebreërs skryf, hy sê, luister, die wankelbare dinge, hierdie aardse tydelike goed, gaan verander. Want die wankelbare dinge gaan vergaan, maar die onwankelbare gaan vir ewig bly. En dan sê hierdie woorde, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, hoor die belofte, daar's 'n koninkryk, laat ons dankbaar wees en God so welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Hy sê, omdat ons weet ons beerwe ewige koninkryk, kan ons maar deur hierdie tydelike kom. So vriende, hy sê, kom ons dien hom met eerbied en vrees. En ek wil net vir jou vanaand sê, as dinge nie na wense verloop nie, gaan net terug na hom toe, die soewereine God, en bly hom dien met eerbied en vrees. En wat jy doen is, jy gaan skuil onder sy vlerke, onder sy vleuels. Kry vir jou 'n plek daar, waar jy gaan buk onder hom en sê, Here, ek kom skuil by U. U is my rots, U is my banier, U is my hulp, U is my redder, U is my verlosser, U is my Here, U is my God. En by U skuil ek. Kom ons bid saam. Vader, wat kan ons sê as ons so na hierdie woorde luister? Dit resoneer in ons binneste, Here. En ons besef, dit maak nie saak wat die lewe na ons toe gooi nie. Jeremia, jy het geweet, God reigns. You still God. Jy het dit geweet, Jeremia. Toe jy daar sit, jy het dit geweet. Toe alles om jou stikkend is, het jy dit geweet. Jy het nie al die antwoorde gehad nie, maar jy het geweet. Lord, you still reign and you still God. Here, en ons wil vanaand, as die kinders sê, you still reign, Lord, and you are God. U sit op die troon, en u regeer, u is nie doof nie, u is nie blind nie, want Jeremia sê, Here, u aanskou en u sien, u hoor en u sien, u aanskou, Here. Here, en ons wil vanaand bevestig, I'll keep my eyes on you, Jesus. Ons gaan nie ons oë van U afneem, Here. Help ons, Here, om ons lewensreis klaar te maak. En Here, wanneer die onheil na ons toe aangerol kom, in die dag van onheil kom, dat ons sal skuil onder U lieflike vleuels. En toe die storm verby is, en die vuur is verby, toe spring daar die kleintjies op, met oë vol verwagting. Hulp het gekom. Here, U is ons hulp. Ek slaan my oë op na die berge, en ek vra, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Dankie, dankie,
Dankie Vader. Dankie. Dankie. Dankie Jesus. En al die kinders van die Here sê, Amen. Amen.